Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie vanuit die boek Spreuke. Ons gaan daar hoofstuk 11 vers 18 tot 31 hanteer in die paar dae wat voorlê en ons gaan onder die temaatjie praat goeie raad. Nou, ons het gister bietjie 3 gedagtes hanteer. Vanmôre sal ons aangaan. Maar voor ons aangaan wil ek net groet met die woorde van die heel laaste gesang in die gesangbundel. Dit was my so mooi toe ek daarna kyk vanmôre. Hierdie gesang sê aan U, o God, my dankgesange. U wil ek in my aandlied prys, al kwyn die sonlig teen die hange, U lig, my lig sal hoër rys. U het my met U guns versadig en as 'n vader my beskerm met seëninge so milddadig. U dag en nag oor my ontferm. Hierdie pragtige vers 2 sê, by U laat ek met stil vertroue al my bekommernis vandag. U gees sal my in die vertroue ook voortlei in die nuwe dag. U self stel aan die bose perke. U het ons vir U diens bevry. Laat doen ons Heer die goeie werke, deur Jesus vir ons voorberei. Vriende, dis 'n belofte wat ons het, wat die Here vir ons gee, dat hy ook aan die bose perke stel. Luister, die Bybel sê vir ons, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En wat ook al die stryd in u lewe, wat ook al die storm wat u tuister in hierdie dag, wat ook al die probleme in u liggaam of in u huis of waar ook al, onthou daar is 'n God in die hemel wat alles haarfyn beplan en ook afgeweeg het, sodat u ook daardeur kan groei in u vertroue teenoor hom as die heilige God, maar ook in u absolute afhanklikheid van hom, om te sê, Here, sonder u kan ek niks doen nie. U moet onthou, daar is nie so iets soos toeval in die kind van God se lewe nie. Jy ontmoet nie iemand toevallig nie, daar gebeur nie iets toevallig met jou nie, jy ry nie toevallig 'n bepaalde pad nie, niks is toevallig in die lewe van die kind van die Here nie, want die alwyse God is so in beheer van ons lewe, dat hy vir ons sê, selfs die hare op ons hoof is getel. Wat 'n wonderlike God, en mag ons vreugde en blydskap skep en put uit hierdie gedagte, dat hierdie God ons vir homself aangeneem het as sy kinders. Nou kom ons kyk vanmôre daarna, Spreuke 11 vers 18, dis die volgende vers wat ons gaan hanteer. Daar staan, die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon. Nou een van die ander vertalings sê dit vir my so mooi, die wins wat 'n slegte mens maak, hou nie. Wie volhou om reg te doen, kry blywende beloning. En ag vriende, gaan kyk maar. As 'n mens vinnig iets bymekaar maak en op 'n oneerlike manier bymekaar maak, is dit eintlik in die algemeen dat hierdie goed by jou of weer geroof sal word, of weggeneem sal word, of dit sal op die einde van die dag vir jou soos 'n doring in jou vlees wees, soos 'n klip in jou skoen, soos 'n irritasie in jou oog. Dit is die hele probleem wat ons mee in ons samelewing sit. Mense dink, as hulle vinnig ryk kan word, as hulle vir hulle self iets op 'n oneerlike manier bymekaar kan maak, dat hulle vreugde sal hê. Die Bybel sê vir ons, eerste plek, hulle sal nie vreugde hê nie. Tweede plek, hierdie goed sal nie hou nie. Iemand anders sal dit kom wegneem. En die Bybel sê vir ons, baie duidelik, dat jy jouself dan met baie smarte sal deurboor. Aan die ander kant sê die Bybel, hy wat reg doen, vriende, hy wat volhou, aanhoudend reg doen, hy wat eerbaar is in sy werk, eerbaar in dit wat hy doen, eerbaar in hoe hy besigheid doen. Die Bybel sê, dit wat hy bymekaar maak, sal as 'n betroubare loon gesien word. Hy sal kan voorsien en versorg vir sy familie, en die Here sal vir hom ryklik beloon. Daarom is dit belangrik om te sien, dat God van ons verwag as kinders van die Here, om in elke opsig eerbaar en eerlik te wees. En daarom moet ons gereeld ons harte voor die Here toets en ondersoek. Vers 19 sê, ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najag, jaag na sy dood. Nou vriende, hierdie vers laat my baie dink aan Spreuke 12 vers 28. Spreuke 12 vers 28 sê, op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van die pad is onsterflikheid. En dis presies wat vers 19 vir ons sê. Ware geregtigheid lei tot die lewe, nie net 'n goeie lewe op aarde, nie net 'n lewe van blydskap en vrede en vreugde, wat ons in die Here put en vind, ten spyte van ons omstandighede nie, maar hierdie lewe sal ook tot in die ewigheid aangaan, die ewige lewe, soos die Bybel daarna verwys. U moet onthou, vriende, elke aksie op hierdie aarde het 'n reaksie, en elke optrede het 'n gevolg, en daarom moet ons onthou, moenie moeg word om goed te doen nie. Hou aan om die regte te doen, deur die krag van die Heilige Gees wat in die kind van God woon. Want die Bybel sê vir ons, dat dit lei na die lewe, na
onsterflikheid, na 'n lewe saam met die Here Jesus vir ewig in sy heerlikheid. En selfs nou op aarde alreeds, beleef ons soveel van sy seëninge. Ek dink baie keer aan die voorreg wat die Here my gegee het om 'n vrou te hê, om kinders te hê. 'n Gemeente saam met wie ek kan deel Sondag, die voorreg om 'n huis te hê, mense wat vir ons lief is en voorsien, en die voorreg om 'n salaris te ontvang, die voorreg om God se woord te mag lees, oordenkings van sy woord te mag lees van alle godsmanne. Watter voorreg, alreeds ontvang ons 'n wonderlike lewe, 'n lewe van blydskap en vreugde, 'n lewe waar ons nie heeltyd oor ons skouer hoef te kyk na mense wat ons gaan agtervolg oor boosheid wat ons aangevang het, of dinge waarna ons kyk en ons word miskien uitgevang daaroor, of besigheid waarmee ons self inlaat wat later vir ons duur te staan gaan kom nie. 'n Kind van die Here is iemand wat op so 'n manier lewe, ware geregtigheid. Hy doen wat reg is en dit lei tot die lewe. Aan die ander kant, maar hy by die kwaad najag, jaag na sy dood. Nie net sy tydelike dood nie, maar ook sê die Bybel die ewige dood, die tweede dood, die poel van vuur, soos die Bybel daarna verwys. Daarom is belangrik dat u vanmôre sal seker maak u ken die Here, toets u lewe aan die hand van die woord, lewe u 'n lewe van ware geregtigheid, jaag u na die goeie, en vriende, bly daarna jaag, en weet verseker aan die einde van hierdie lewe, sal jy nie te vergeefs in die Here geglo het nie, maar daar sal 'n ewige loon ook vir jou wees. As jy vanmôre die een is wat kwaad najag, vriende, weet jy jaag na jou dood. Jy jaag na jou tydelike dood. Op 'n onverwagste oomblik oorval die dood jou en dan sal jy rekenskap voor God gaan gee. Daarom moenie met God se genade speel nie. As jy met die kwaad besig is vanmôre, met die sonde besig is, met die ongeregtigheid besig is, as dit deel is van jou lewe en jou denke en jou optrede, wil ek jou vra, stop. Stop vanmôre, kom tot besinning, want die Bybel sê vir ons dat hierdie boosheid sal lei na ons dood. Ag, dit is vir my tragies as ek hoor die afgelope tyd, hoeveel mense selfmoord pleeg, omdat hulle lewe in boosheid al hoe dieper wegsak, en hulle sê, man, ek kan nie aangaan nie, ek maak 'n einde aan my lewe, en dis die grootste oorwinning wat die duiwel kan behaal, want die Bybel sê in Johannes 8:44, die duiwel is 'n mensemoordenaar, en dis die toppunt van sy oorwinning, wanneer hy iemand wat in sonde vasgevang was, by hierdie punt uitbring wat hy sê, ag, die lewe is nie meer die moeite werd nie, maak 'n einde aan sy lewe, en dan lê die ewige dood voor, die oordeel van God. En ek wil nie vanmôre praat oor selfmoord of enigiets van daardie dinge nie. Wat ek vir u probeer sê is, kwaad en aanhoudende kwaad en die najag van kwaad, sy uiteinde is dikwels hierdie pad van vernietiging. Dikwels vergryp aan drank, aan dwelms, aan allerhande boosheid. Pas op, vriende, ek en jy is nie die duiwel se gelyke nie. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Vers 20. Die wat verkeerd van hart is vir die Here 'n gruwel, maar hy het behaag in die wat regskape van wandel is. Het u gelees saam met my wat hier staan? Mense wat aanhoudend verkeerd doen, die Bybel sê vir ons baie duidelik, is vir die Here 'n gruwel. En kom ek gaan vir u verduidelik wat die woordjie gruwel beteken. Vriende, hierdie woordjie gruwel beteken 'n abomination. Dit beteken something disgusting. Een van die vertalings sê the uncontrolled are hated by the Lord. Nou, dit is vir ons eintlik aangrypend as ons dit lees, want die meeste mense dink God is liefde en God gaan my oorsien en ek kan maar verkeerd doen en God gaan verby dit kyk. Die Bybel waarsku ons vanmôre, en dit is goeie raad wat ek vanmôre vir u gee. Luister na wat die woord van die Here vir ons sê, hier in Spreuke 11, vers 20, dat die wat verkeerd van hart is vir die Here 'n gruwel. God haat dit. En vriende, u wil nie in vyandskap met God wees nie, glo u vir my vry. Baie mense is so bang vir die duiwel, en dit is, die duiwel aanbidders gaan dit doen, en die duiwel het nou weer dit gedoen, en die duiwel, luister, die duiwel kan niks doen, hy kan nie 'n vinger verroer, sonder dat die almagtige skepper God van hemel en aarde, wat ook die duiwel se skepper is, onthou, hy was eers 'n engel van die Here, en deur sy opstand het hy geval, en die duiwel geword, maar selfs hy is onderworpe aan God se gesag. En daarom is belangrik dat jy moet hoor dat sê die Bybel vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God. Mense maak van Jesus, hierdie een prediker het dit mooi gesê, 'n sissified Christ. Hierdie sagte, niks seggende, niks werd mens wat na die aarde gekom het, vervloek was deur mense en later gekruisig is. Luister, hy die skepper van hemel en aarde, die gewer van lewe, sê as jy met 'n verkeerde hart leef en so sterwe, dis vir God 'n gruwel
en jy sal voor hom staan en by hom hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Moenie die leuen glo dat almal deur die Jordaan van die dood in die hemel gaan uitkom nie. Soos die boom val, so sal hy bly lê. As jou hart voor God boos is, sal jy so sterwe en jy sal rekenskap gee. Hoor die erns van my siel en bekeer jou tot God, as dit vanmôre die gesindheid van jou hart is. Maar, sê die vers verder, hy het 'n behaag in die wat regskape van wandel is. Wat beteken die woordjie behaag? Die Engels sê dit vir my so mooi, vriende. But those whose ways are without error are his delight. Die Here verheug hom in sy kinders, in hulle wat 'n rein lewe voor die Here lewe. En daarom is die gebed van my hart, dat ons sal sien, dat die Here behaag het in die wat regskape van wandel is. Die wat opstaan in die môre en sê, Here, hier is my lewe, dit behoort aan U, U het my vrygekoop. Here, hierdie lewe is vir my gegee en hy gaan so gou verby. En net wat ek vir U gedoen het, sal staande bly. Here, deur U Gees stel my in staat daartoe, en dat ek sal weet ek word uit genade gered, maar die vrug van hierdie genade is goeie werke waarin ek U verheerlik. U het 'n behaag daarin en U sal my eendag daarvoor beloon. Vriende, eenvoudige gedagtes, goeie raad wat ek U gee. Ek pleit by U dat U hierdie Bybelse raad ter harte sal neem en sal wandel voor die Here in opregtheid. Baie seën, sterkte vir U, en onthou net een ding, maak die saak met die Here uit, vroegtydig, want ons weet nie wanneer ons sterfdag kom nie, en dan moet ons rekenskap gaan gee. Mag die Here U hart aangryp, en mag die Here U hart versadig met sy waarheid, en mag die Here U voetstappe rig op sy weg tot eer van sy naam. Mooi dag vir U verder, Tara.